Vader in die hemel, dankie vir herstel. Dankie dat U kom en dinge wat gebreek is in ons eie lewens, maar ook in ons geestelike lewens en ons geloof, deur die Heilige Gees wil kom regstel. Dankie dat U Seun, Jesus Christus se hele wese daarop uit was op herstel. Na dit wat ons in die tuin van Eden aangevang het, na dit wat ons deur die erfsonde, deur ons eerste vader en moeder Adam en Eva nog steeds elke dag doen, ongehoorsaamheid teenoor U, gehoorsaamheid aan die Satan. Dank ons U dat U Seun gekom het en dat hy vir ons kom sê het, ek kan niks uit my eie sê of doen of leer nie. Al wat ek doen, sê of leer is dit wat ek van die Vader ontvang het. En dan dank ons U Vader dat sy hele lewe hier op aarde vir ons die volmaakte prentjie van herstel is. Hoe hy gekom het en toe ons nog in ons sonde dood was, het hy ons deur sy kruisdood die verlossing geskenk. Verniet, uit genade is ons gered, deur die geloof. Dit is nie uit onsself nie. En daarom, Vader, het nie een van ons vanoggend die rede om te roem nie. Nie een van ons kan na U toe kom met ietsie in ons hande en sê, hier is ek, U skuld my. Inteendeel, wat ons is toe te skryf aan U genade. En dit wat ons van U ontvang het, is geleende goed, sodat U kan sien hoe ons deur dit wat U ons geleen het, U eer. En dan kom ons in die woorde van 'n man uit die reformatie, Martin Luther, waar ons vanoggend vir U vra, Vader. Ons is met leë hande voor U, ons is boemelaars in die koninkryk. Sien ons tog aan in U groot genade. Want dit is 'n herstelde lewe. 'n lewe wat erken, 'n lewe wat bely van die sonde wat daar is. Nie om dit weg te vee nie, maar om dit te konfronteer, om dit te bely, om aan U alles uit te spel. En so ook dan die vergifnis van Jesus Christus in ons eie lewe te kan ondervind. Waar hy gesê het, kom na my toe, sy opdrag, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Vader, so baie van ons het in hierdie tye waarin ons leef, waarlike hemelse vrede nodig. So baie van ons se gemoed en se gedagtes is gefokus op die negatiewe, op die verval. Help ons om te fokus op die herstel, sodat ons U ook daardeur hoe langer hoe meer kan eer. Gee dat ons U sal soek terwyl U nog te vind is. Gee dat ons na U toe sal hardloop met alles in ons lewe, sodat ons kan weet U is ons toevlug. Vader, leer ons vanoggend deur die woord, want ons hoor vanoggend weer hoe belangrik U woord is, en hoe daar sonder U woord geen herstel in geen faset van ons lewe kan kom nie. En daarom vra ons deur die Heilige Gees, as dit dalk my roetine of my verloop van die dag was, dat U woord langs my toe bly, kom verander my lewe vanoggend, deur U Heilige Gees. Kom breek vir ons die skatte en die rykdom van die woord oop, sodat wanneer ons hier weggaan, ons kan sê, ons het God se woord en God aan die woord gehoor. Dit alles bid ons smeekend en in danksegging,
want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. In die gedagte van herstel, geliefde kind van God, is daar sekerlik 'n skrifgedeelte wat uitstaan. En dit is hierdie redelike bekende gebeure in Jesegiel 37. Baie van ons het hierdie gedeelte al gelees, al gehoor, maar ek wil vanoggend deur die werk van die Heilige Gees die lig uit hierdie gedeelte so 'n bietjie anders op jou lewe laat skyn, sodat jy kan agterkom wat dit beteken en wat dit vir jou gesin gaan beteken, wat dit vir jou familie gaan beteken, vir almal rondom jou, as jy in 'n herstelde lewe met God leef. Kom ons lees hierdie baie interessante gedeelte, die eerste 14 verse. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan, na al die kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word. En julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer, soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle. En daar het vlees op hulle gekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer, soos hy my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagtinge is verlore, dit is klaar met ons. Daarom, profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet dat ek die Here is, en as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Ons gaan tot sover lees aan hierdie profesie, hierdie openbaring wat aan die profeet Jesegiel gewys is. Geliefde kind van God, soos ons reeds vir mekaar gesê het, is herstel sekerlik een van die wonderlikste dinge wat in 'n mens se lewe kan gebeur. Dit kan gebeur dat jy herstel van 'n ernstige siekte. En hoe wonderlik is dit nie? Dit kan gebeur dat daar herstel kom in 'n vertrouensbreuk of in 'n verhouding
wat gelyk het of dit tot einde is. En hoe wonderlik is dit nie? Daar kan herstel kom in 'n apparaat of in 'n voertuig wat jy nodig het om jou werk te doen. Wonderlik. Daar kan selfs vir die persoon wat sport beoefen, herstel kom in 'n besering om weer terug te keer na 'n veld of 'n baan toe. Daar is soveel blydskap in die woordjie herstel. Maar die hartseer van herstel is dat mens nooit dit sal kan beleef in jou lewe as jy nie by die punt kom dat jy daartoe gedwing word. As jy nie by die punt kom waar jy kan besef iets is gebreek, hoe kan jy herstel verwag? En dit is wat hierdie gedeelte uit Esegiel eintlik vanoggend vir ons kom wys in ons eie lewe. Hierdie beginsel moet ook in my geestelike lewe toegepas word. Ons almal wil geestelik hersteld lewe, maar voordat jy geestelik hersteld kan lewe, moet jy eers vanoggend sien wat Esegiel gesien het. Moet jy 'n hoop doodsbeendere voor jou sien. Want daai hoopie doodsbeendere wat daar lê, dit is ek. Ek is daai hoopie doodsbeendere. Onthou, daar sal nooit geestelike herstel in jou lewe plaasvind as jy die feit bly ignoreer dat daar dinge in jou lewe gebreek is wat regmaakwerk nodig het nie. En omdat God weet hoe ontsaglik moeilik dit vir ons is om ons eie doodsbeendere in ons geestelike lewe te kan raak sien, wys hy nou vir Esegiel hierdie prentjie. Hy sê vir Esegiel, dis 'n ontsaglike moeilike taak wat jy het om vir Israel te gaan wys dit wat ek vir jou gewys het. Ons is onherstelbaar gebreek deur die sondeval. Maar meer as dit, ons is morsdood. Ons is geestelik ontbind, 'n geestelik ontbinde lijk. Ons is gedegradeer na 'n hoopie doodsbeendere. Ons het in die tuin van Eden al ons rug op God gedraai. Ons het ander volke se gelowe, en dit was die agtergrond van daai tyd. Wat het gebeur met Israel? Wat is die eerste ding wat gebeur het toe hulle ophou bid het en vir God gevra het om hulle te beskerm midde intussen al hierdie ander volke? Die Filistyne het nie gekom en hulle oorrompel, hulle doodgemaak nie. Filistyne is baie slimmer as dit. Die Filistyne het hulle ondertrou en die Filistyne het hulle stadig maar seker weggevat van hulle God af. En daardeur kom die ballingskap na Babylonië toe. God wek Nebukadneser op en hy sê, vat hierdie volk weg. Babylonië toe, laat hulle vir 70 jaar daar gaan leer wat dit beteken om jou eie doodsbeendere voor my te erken. Die tempel is verwoes. Die kinders van God is pessimistiese, moedelose, gebroke. Ons sien baie van die ooreenkomste daarvan in vandag se lewe in hierdie land. En nou vat God vir Esegiel deur 'n plan om hierdie doodsheid in elkeen van ons se lewe aan te spreek. Vers 2 sê God vir Esegiel, moenie net daar staan nie. Evalueer hierdie situasie. Kyk wat aangaan. Wees vir 'n slag eerlik met jouself. Sit wat in jou lewe gebreek is om in woorde. En dan kom Esegiel by hierdie slotsom. Lees vers 2. Daar's twee dinge wat hy in hierdie dal veral opmerk. Hy sê daar is 'n menigte van bene oor hierdie hele laagte versprei. Nou dis tipies wat gebeur het destyds in 'n slagveld. As twee magte teenoor mekaar opgekom het en die een mag het die ander mag verslaan, dan was daar nie nog mense wat daai liggame kon kom ophuis nie. Dan het dit dan maar daar bly lê vir die aasvoëls en die roofdiere. Nou die roofdiere gekom en hulle daai bene rondgedra naderhand sodat dit onuitkenbaar was van mekaar, deur mekaar. En dit is met ander woorde die bene nie georde nie. Alles is deur mekaar. Alles lê daar oop en bloot.
En dan die tweede ding wat Esegiel sien is die tydsaspek van hoe lank daai bene al daar lê. Vers 2, hulle was baie dor, baie dor. Dat laat 'n mens dink aan wat Paulus van elkeen van ons sê in Romeine 3 vers 10. Hy sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. En dan vra God vir Esegiel byna die onmoontlike vraag. Hy vra vir hom in vers 3, mensekind. Nou mensekind is 'n woord in Hebreëus wat die mens se swakheid uitwys. Hy vra vir hom, mensekind, kan hierdie bene wat jy nou hier in hierdie dal voor jou sien lê, kan hierdie bene lewendig word? En die logiese antwoord is nee. Nee, dit kan nie, daar's nie 'n manier nie. Ons sien dit self in ons eie verloop van ons eie lewe. 'n Persoon word gebore, 'n liggaam ontwikkel, word groter, en dan sterf ons liggame, en dan ontbind ons liggame, en al wat oorbly is doodsbeendere. So met ander woorde, God vra vir Esegiel, kan hierdie hele proses homself omkeer? Maar die proses in menslike manier van doen kan nie. En wat hierdie vir Esegiel nog soveel erger maak, is dat sy vrou, vir wie hy baie lief was, kort voor hierdie prentjie wat hy nou vir hom sien, weggeneem is. Daardie verlies klop nog vlak in sy hart, van sy geliefde wat van hom weggeneem is, en ewe skielik bevind hy hom nou in hierdie dal vol doodsbeendere. God openbaar gewoonlik ons eie tekortkominge en geestelike dorheid in tye in ons lewe wanneer ons die weerloosste is. Kan hierdie bene lewendig word? Moontlik, maar totaal en al onwaarskynlik. Dit is waarom Esegiel antwoord, Here, Here, U weet dit. Daar sien ons baie mooi voorbeeld van God se twee name langs mekaar. Here met 'n hoofletter H, kleinletter E, wat sy naam is Adonai, en dan Here met 'n hoofletter H, E, wat sy naam is Jehovah. So hy roep eintlik God in sy totaliteit aan. Sê hy vir hom, ek is mensekind, swak, nietig, U is Adonai Jehovah. En dan sê hy vir God, U is daarom die enigste een wat hierdie antwoord het. Ek het nie vir U antwoord nie. U weet. En nou deel God sy antwoord met ons oor hoe om ons geestelike lewe te vat van stikkend, gebreek, hoopie doodsbeendere tot iets wat lewe. En die eerste stap van herstel is vers 4. Wat staan daar? Profeteer. Profeteer, anders vertaal uit die Hebreëus uit, preek. Preek vir hierdie dooie bene. Hoe onsinnig dit ook al mag lyk vir die wêreld. As daar 'n profeet staan in 'n dal vol doodsbeendere en met hierdie doodsbeendere praat, preek en moenie ophou nie. Romeine 10 vers 14 sê, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle van hom hoor sonder een wat preek? So hoor vandag hoe die woord preek, veral op TV, verskriklik neerhalend gebruik word. Die een sal vir die ander een sê, man, ek het nie nou jou preek nodig nie. Natuurlik het jy 'n preek nodig. Jy het elke dag van jou lewe. Want Romeine 10 vers 14 sê, hoe kan hulle van hom hoor sonder een wat preek? En so die eerste stap van herstel in my lewe is om prediking op te soek. Sonder dit gaan jy dit nie regkry nie. Jy kan doen wat jy wil. Maar wat se prediking? Dis die volgende vraag. En God antwoord dit ook. Wat preek Esegiel vir hierdie bene? 7 woorde. En dan kon hy maar amen gesê het. So kragtig was hierdie preek. Hy kon 7 woorde praat en kon amen gesê het en ons kon huis toe gegaan het. Wat sê hy? Dorbene, hoor die woord van Jehovah. So om jou geestelike lewe te herstel is nie net om prediking op te soek nie, is om die regte prediking op te soek.
Jy het prediking nodig waar die woord en die woord alleen gehoor word. Want dit is hoe Israel in die eerste plek in hierdie geestelike massagraf beland het. Hulle het die eredienste begin geringskat in hulle lewe. Sê, weet jy wat? Die tempeldiens is nie meer so belangrik nie. Hierdie is nie, en dis die ironie, hierdie is nie eers die prentjie vir die wêreld nie. Hierdie is 'n voorstelling van die Ou Testamentiese kerk. Dorbene, hoor die woord. Nie 'n strategie nie. God sê nie vir Jesegiel, hierdie bene gaan nou opstaan as jy met een of ander plan, selfgemaakte plan nie aankom. Hy het nie vir hom gesê, gaan trek vir jou lekker meer moderne klere aan, en dan kom staan jy en jy vertel vir 'n paar grappies en 'n lewenslesie of twee, en dan gaan hierdie bene begin opstaan nie. Nee. Hy sê nie vir Jesegiel, kry eers 'n paar ligte en laat dit lyk soos 'n konsert hierso, en dan sal die bene opstaan nie. Nee. Hy sê nie vir Jesegiel, gaan haal eers 'n gitaar en 'n paar dromme, en dan kom slaan jy hulle hier, en dan gaan hierdie bene opstaan nie. Nee. Die vinnigste manier hoe 'n gemeente 'n geestelike begrafplaas word, is as hulle toegee aan die wêreld. Is as hulle vir die wêreld probeer sê, weet jy wat wêreld, jy is so oulik, ons wil soos jy probeer wees. Nee, een ding en een ding alleen. Dorbene, hoor die woord van Jehova. Niks meer nie, niks minder nie. Dit is genoeg. En dit is wat Psalm 119 vers 25 ook sê, my siel kleef aan die stof, maak my lewend na u woord. Maak my lewend na u woord. En as jy die woord deel maak van jou lewe, dan gebeur daar iets met jou. Nie net op Sondag nie. Elke dag, as jy die woord uitleef, dan gebeur daar iets met jou. Lees vers 5. So spreek die Here Adonai Jehova tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. As God se woord 'n onmisbare deel van jou lewe is, dan blaas hy sy gees in jou in. Dis presies wat met Adam gebeur in Genesis 2 vers 7. As Adam geskape word uit die stof van die aarde, dan lê sy liggaam nog daar. Daar's nie lewe in sy liggaam nie. En wat gebeur dan? Dan kom God en hy blaas sy lewensasem, sy ruach, sy Heilige Gees in Adam se lewelose liggaam in. En hy staan op. Daar staan en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. En soos God lewe in Adam inblaas, so wil hy vanoggend ook lewe in jou herstelde lewe inblaas, deur sy woord en sy gees. Hoor wat sê Christus van jou lewe. Hoor wat beplan Christus vir jou lewe in Johannes 10 vers 10. Hy sê, ek het gekom om vir jou die lewe te gee. Nie 'n halwe lewe nie, maar in oorvloed. Jy gaan herstel soos hierdie, gaan jy op geen ander plek in die wêreld kry nie. Wat keer jou om die lewe in oorvloed te hê? Alles wat jou van God se woord af weghou. Alles wat as jy 'n plan en 'n tyd het vir die dag om in God se woord te spandeer, en daai ding wat in jou gedagtes inkom, maar ek moet nog eintlik hierdie eers en hierdie en hierdie en hierdie. Dis dit. Dis dit wat juis wat jou keer om 'n lewe van oorvloed te hê. God blaas deur suiwer woord verkondiging. Hoor die woord, sy lewensasem in jou dor bene in. Jesus sê dit in Johannes 6:63 so mooi. Hy sê, dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. En as hierdie dor bene, hierdie lewensasem, hierdie gees oor hulle voltrek uit die 4 windstreke uit, dan gebeur die onmoontlike. Dit kan in jou lewe ook gebeur. Daar's fasette van jou lewe wat jy dalk vanoggend dink is onherstelbaar gebreek en ek is moeg gesukkel. Dit kan gebeur. Hierdie is die wenresep.
hoor die woord en leef die woord. Hierdie lewenswording kom in proses. Nou sê God in vers 6, ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en 'n gees vir julle gee, sodat julle lewend kan word en julle sal weet dat ek die Here, dat ek Jehovah is. Die woord en die gees, geliefde kind van God, werk saam in elkeen van ons se lewe. Die gees kan, maar hy wil nie. Hy wil nie werk as jou woord toe bly nie. Hy wil nie. Hy kan, maar hy wil nie. Die gees en die woord werk saam om herstel in jou lewe te bewerkstellig. Om die onmoontlike in jou lewe reg te kry, 'n lewe in oorvloed. So Christus wil jou opbou tot 'n lewende lid van hierdie gemeente en dan gebruik hy twee dinge. Soos ek nou gesê het, sy woord is sy gees. En kyk die uitwerking daarvan in vers 7 tot 10, hoe dit gebeur. Sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis. Jy kan jouself indink, 'n beroering, sê Jesegiel. Dink vir jouself een oomblik in, jy is in die geestesoog Jesegiel. Jy staan in daardie dal, hier is 'n klomp doodsbeendere voor jou wat nie by mekaar pas nie. Met ander woorde, dis nie mooi georganiseerde liggame wat daar lê nie. Dit is sommer net 'n klomp bene deur mekaar. En ewe skielik kom die gees uit die 4 windrigtings oor hierdie bene en daar's 'n beroering. Almal van ons het al daai geluid gehoor as jy 2 bene vat en jy slaan hulle so op mekaar. Daardie geluid kom op in 'n mens se gehoor as jy hierdie prentjie, hierdie profesie van Jesegiel nou hoor. Daar's 'n beroering. Hierdie los lêende bene word geraamtes. Geraamtes word liggame met senings en vlees. Dis al beter as 'n klomp los bene, maar daar's nog nie lewe nie. Kan 'n liggaam uit homself lewendig word? Kan ek uit myself herstel? Nee. Kan 'n geloofsgemeenskap in hulle self weer begin geestelik asemhaal? Nee. Daar's net een manier. Vers 9. So spreek die Here. Kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Jy's vanoggend geprofeteer met God se woord. Jy is ingeasem met God se gees. En jou droë bene het dit so onsaglik nodig gehad om op jou voete te kan staan. En so werk Christus tot vandag toe nog. Die een kan nie sonder die ander nie. Een van die skrifverklaarders gebruik 'n mooi voorbeeld. Hy sê, as die woord is soos 'n lig. Maar wat beteken 'n lig as die oog dit nie kan sien? Dit is eers as die gees sig herstel in jou lewe, dat jy die waarde van die lig, die woord, besef. En dat daai woord dan deur jou oë in jou liggaam ingang vind. As hierdie skare liggame dan hier voor Jesegiel kom staan, dan het hulle 'n reaksie op die prediking. Wat moet my reaksie dan nou wees op 'n herstelde lewe? Wat sê julle in vers 11? Ons bene is verdor en ons verwagtinge is verlore. Dit is klaar met ons. Hulle is nou net uit die dood uit opgewek. Maar in hulle self leef hulle met daardie besef nog steeds. In en deur onsself is ons verdor, verlore, vernietig. Dit is 'n sondebesef. Hierdie liggame weet wat sy spesifieke been in hulle lewe tot hulle doodstoestand gelei het. Daarom wil ek dit van toepassing maak op ons eie lewe ook. Jy weet watter been in jou liggaam tot jou doodstoestand gelei het. Dalk is dit die stuitjie of die rugstring. Man, want ek is mos lief daarvoor om te sit. Ek glo God het my geroep tot 'n lewe van rondsit en niks doen in die koninkryk nie.
Dan roep 1 Korintiërs 15 vers 58 jou vanoggend tot bekering as hy sê, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. Elke minuut wat jy aan koninkrykswerk spandeer, tel. Dalk is die doodsbeen in jou liggaam die vingerbeen. Vingerbeen wat so maklik is om altyd foute uit te wys. Die vingerbeen wat altyd almal se ander se tekortkominge dadelik raak sien, maar my eie miskyk. Dan roep God se woord jou vanoggend tot bekering, Matteus 23, wee julle skrifgeleerdes, fariseërs, blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Julle wat die muggie by ander mense wil verhef en die Engelse het die woord 'n issue daarvan maak, maar julle sluk die kameel in en daar kom niks van nie. Dalk is die doodsbeen in jou liggaam jou voetbeen, omdat jy die manier het om ander te vertrap, om uit te kom waar jy graag wil wees. Dalk is die droë been in jou lewe, die doodsbeen in jou liggaam, jou kakebeen. Want dit is die been wat begin beweeg nog voor jou brein in werking tree. Wat kinderstories versprei, wat haat en onvrede aanblaas. Dan is dit vanoggend tyd om ook jou kakebeen vir die Heilige Gees te gee en te sê, Efesiërs 4:29, laat daar geen vuil of skinder woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. Dalk is jou geestelike lewe vanoggend een hoopie doodsbeender, omdat God se woord nie in jou lewe aanwesig is nie. Wees eerlik met jouself vir een oomblik. Hoeveel tyd het hierdie boek in jou lewe in 'n week? Dalk is dit 'n onmoontlike situasie in jou lewe, by jou skool, by jou werk, by jou familie, by jou vriendekring, by jou menseverhoudinge. Dalk voel jy vanoggend net asof jou hele bestaan in alle fasette een groot doodsbeen is. Dorbene. Hoor die woord van Jehova. Daar is hoop. Daar is nuwe lewe in oorvloed in Jesus Christus. En so gaan Esegiel 37 ook in Jesus Christus in vervulling. Hy kan en hy wil in elke doodsituasie in jou lewe vanoggend nuwe lewe kom inblaas. Want hierdie profesie, Esegiel 37, is Nuwe Testamentiese taal. Dit is wat Jesus Christus van homself vir ons kom wys het. Vra jouself gou die vraag af, of dit toevallig is, dat die plek waar jou verlosser sterf, sy naam Golgotha is. Golgotha beteken hoofskedel, kopbeenplek. En daar by Golgotha is al die gekruisigdes se beendere gegooi, wie se families die liggame nie kom ophuis nie. So Jesus hang daar aan die kruis, by 'n dal vol doodsbeendere. Jesus hang aan daardie kruis net so entjie weg, lê al die verlatenis, al die verstotenis se doodsbeendere, ook myne, ook joune. En dan word in die taal van Esegiel 37 Jesus Christus ter wille van my in my plek daardie hoopie doodsbeendere, sodat ek in 'n nuwe lewe, 'n lewe van oorvloed in Christus kan herreis. En dit, geliefde kind van God, mag hierdie resep van Esegiel 37 jou lei tot herstel. Mensekind, kan hierdie bene lewendig word met die woord in die gees enige tyd. Want dorbene hoor die woord van Jehova. Amen. Vader, deur die Gees het ons die voorreg om U Abba te mag noem. U het ons verhouding met U kom herstel.
U het toe u seun op kopbeenplek vir ons in ons plek doodsbeendere geword het u toorn oor ons sonde stil geword. En wil u vir ons nou 'n lewe in oorvloed gee. En daardie lewe in oorvloed spel die woord herstel. Vader, waar daar herstel in so baie aspekte en fasette van nie net ons fisiese nie, maar ons geestelike lewe nodig is, gee ons die krag, gee ons die moed om die doodsbeendere in ons lewe uit te wys. Daardie beentjie in die liggaam wat ons keer op keer tot struikeling bring. Sodat u woord deur u Gees ons tot 'n nuwe lewe kan lei. Dankie vir hierdie gemeente. Dankie dat hierdie gemeente 'n voorbeeld is, daagliks, van die Gees wat uit 4 windrigtings kom en oor ons doodsbeendere kom waai, en dat daar deur u werk 'n geruis is. Dat daar 'n geruis is, en dat daar lewe is tot in ewigheid. Amen.